Uiteenlopende reaksie op gisteraand se staatsrede en die Verenigde Nasies sê die werwing en gebruik van kinders is steeds een van die mees uitgebreide en verwoestende oortredings in die wêreld. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin hier op Pretoria FM op Wêreldradiodag. Ek is Esmerie Eysel. President Cyril Ramaphosa het gisteraand tydens sy byna 2 uur lange staatsrede bekend gemaak dat 'n taakspan in die lewe geroep sal word om die oorhand oor die back and closure krisis in die land te kry. En daarmee saam is die siekte tot nasionale ramp verklaar. Die VF+ is een van die partye wat op die staatsrede gereageer het en gesê het hy is steeds tot die regering van nasionale eenheid verbind, ondanks sy frustrasie met die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking se buitelandse beleid. President Ramaphosa het ook ander punte tydens sy staatsrede aangeraak. Pieter Kloete was by die geleentheid en het hierdie verslag saamgestel. Verskeie politieke partye het wel positief gereageer en wel ook negatief op van die punte wat president Cyril Ramaphosa in sy staatsrede vanaand gelewer het. Een van die negatiewe punte of die punte waarvan hulle nie ooreenstem nie van die politieke partye is natuurlik die soort ekonomiese bemagtiging. Positiewe punte is dat back and closure as 'n nasionale ramp verklaar gaan word. Ja, dit maak dit 'n bietjie makliker. Ek het in Januarie maand gesê ons soek 'n verklaring van ramp. Dit sal help om die inisiatief te kry en die hulp te kry van ander departemente waar ons probleme het met dierevervoer byvoorbeeld. Dis baie moeilik as vir die departement wat het nie die magte nie binne die wet om voertuie van die paai af te vat, om roadblocks en alles te hê. So ek hoop nou ons kry die hulp van die polisiedienste, die verkeersdienste en selfs ook by die weermag om ons te help om seker te maak dat ons kan hierdie onwettige vervoer van siek diere wat maak 'n groot maak die stryd teen back and closure heel wat moeiliker. Benewens misdaad is water ook nou 'n belangrike kwessie vir baie mense in Suid-Afrika. Van groot stede soos Johannesburg tot kleiner dorpe soos Knysna en landelike gebiede soos Giyani. Die DA se adjunkwoordvoerder oor openbare dienste en administrasie, Jan de Villiers, verwelkom die ingryping. Ons verwelkom veral die nuwe beleid wat die president wil volg in terme van water en elektrisiteit. Water is 'n groot krisis in die land en ons verwelkom dit veral dat die president taai klink op die benadering van munisipaliteite en om die munisipale rekenkundige amptenare verantwoordelik te hou vir die verkwisting van fondse. Ek is baie bly dat ek gepraat oor die verval van plaaslike regering en die feit dat ons waterinfrastruktuur so glad nie geonderhou word. Ek dink dit is baie belangrik. Een ding wat hy nie gedoen het is om te sê hy aanvaar verantwoordelikheid daarvan, want dit is sy party oor die afgelope 30 jaar wat dit stelselmatig laat tot niet gaan. Hy mag die president van Suid-Afrika wees, maar hy is ook die president van die party wat regeer in die meeste stadsrade in 8 van die 9 provinsies en wat mense op die grond ervaar is 'n ineenstorting van infrastruktuur, hulle ervaar korrupsie, hulle aanvaar geen dienste nie, hulle ervaar net probleme wat dit betref. Het president Cyril Ramaphosa vanaand maar net weer 'n mooi rooskleurige prentjie geskilder of is die raakpunte wat regtig kan werk? Wel, ons sal moet sien. Ek is Pieter Kloete vir Pretoria FM, Kaapstad. Lede van die MK-party het buite die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi se hoofkantore in Johannesburg se middestad byeengekom om hulle frustrasie oor ernstige watertekorte en ander diensleweringskwessies te kenne te gee. Hulle betogings is te midde van 'n voortgesette krisis wat gemeenskappe reg oor die groter Johannesburg gebied in voorstede soos Robertsham, South Hills, Parktown en Melville. Inwoners in gebiede soos Melville en Emerentia lewe in ondraaglike omstandighede met sommige huishoudings wat vir tot 24 dae sonder water moet klaarkom. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majordina, sê die herstel van infrastruktuur is een van die grootste uitdagings in Gauteng en ander dele van die land.
Die Tshwane Metro waarsku teen kwynende waterreserwes met die Klapperkop Reservoir wat 'n laagtepunt bereik het. Die woordvoerder van die Metro, Selby Bokaba, sê dat grootskaalse droogtes in die omgewing dreig, terwyl tegnisi poog om die druk te stabiliseer. Hoewel die Garsfontein en Elardus Parkstelsels tekens van herstel toon, bly damvlakke in Soshanguve en Mabopane kommerwekkend laag. Watertoevoer na Loulardia en Rooihuiskraal sal vanaand vanaf 8 uur tot môreoggend om 5 uur opgeskort word om watertoevoer na die gebiede in die noorde te herlei. Die Verenigde Nasies sê die werwing en gebruik van kinders is steeds een van die mees uitgebreide en verwoestende oortredings in die wêreld. In 2024 alleen is meer as 7400 kinders deur gewapende magte en gewapende groepe gewerf of gebruik. Hierdie oortredings kom hoofsaaklik in die Demokratiese Republiek die Kongo, Nigerië, Somalië, Sirië en Myanmar voor. Die VN se spesiale verteenwoordiger vir kinders en gewapende konflik, Vanessa Frazier, sê geregtigheid en aanspreeklikheid is goeie afskrikmiddels wat gewapende groepe wys dat die werwing van kinders ware gevolge het. Die Amerikaanse president Donald Trump het die 2009 bevinding oor klimaatsgevare wat deur president Barack Obama aanvaar is herroep. Die Agentskap vir Omgewingsbeskerming het bevind dat kweekhuisgasse, insluitend koolstofdioksied en metaan, hou 'n gevaar in vir openbare gesondheid. Omgewingsgroepe sê die besluit is die grootste terugslag oor klimaatsverandering. Trump sê die skuif is die grootste enkele deregulatoriese besluit in Amerika se geskiedenis. En die Bangladesh National Party het die algemene verkiesing met 'n beslissende 2/3 meerderheid gewen. Die uitslag sal na verwagting stabiliteit in die land teweegbring, na maande van onrus nadat die autokratiese leier Sheikh Hasina tydens studentebetogings uit die kussings gelig is. Die party onder die leierskap van Tariq Rahman sal na 20 jaar weer aan bewind kom. Rahman is sedert 2008 in selfopgelegde ballingskap in Londen. Daar is gister gestem vir 'n nuwe regering om die grondwet te verander. Die land is sedert 2024 onder die bewind van 'n tussentydse regering. Op daardie noot op hierdie Vrydag, wat 'n lieflike week, pragtige radiodag en mag jy 'n geseënde, rooi en mooi Valentynsdag hê môre. Ons maak Maandag weer so.